Dankie dat almal gekom het. Ons sluit af met hierdie stoeppraatjies van die jaar. Dis tradisie wat ons in die gang sit, dis 'n deel wat in die rol gebring word met die doel om die Afrikaanse literatuur en die straalers in die lug. En wat ons gedoen het in die loop van die jaar is waarvan ons nou 'n keur gaan kry. Telkens het ons na 'n digter gekyk en die se gedigte belig. Ek het 'n klomp goed gesê, die irrelevante goed gesê oor wie die persoon is en waar hy of sy groot geword het, as hulle groot geword het. Party wil nie groot word nie. Allerhande goedjies rondom die gedigte, maar dis natuurlik nie die belangrike goed nie. Die gedigte is wat belangrik is. En hoe meer jy met die vers en die poësie en die gedigte en al daai soort begrippe werk, hoe meer sien jy die enkelwerk op 'n slag as belangrik. Ons sal net jou sien as 'n digter wie se werk in die geval op twee plekke en op twee maniere verwys na die skilder van Gogh. En dan kom ons by die beginsel van verbandlegging, van goed koppel aan 'n taal, aan 'n genre, aan 'n tydperk en al die ander goed wat gebruik word om dit te koppel. En dis partykeer baie snaaks hoe dag sê julle hoe mense allerhande sette sal uithaal om te probeer koppelings vind tussen gedigte, tussen bundels, tussen skrywers en so meer. Dis 'n organiese denkwyse. Ons begin dink ek met Van Wyk Louw en die heerlikheid van Wyk Louw. Ek het die volgorde 'n bietjie geskommel. Want een van die doelstellings hier was ook, kom ons stel die publiek, en julle is nou die publiek, stel die publiek voor aan minder bekende of moontlik vergete digters en gedigte veral, want in die bedryf van die poësie praat ons van anthology pieces. En die anthology pieces is die goed wat almal ken en wat populêr is. So dan het jy The Lake Isle of Innisfree van Yeats, en dis al wat almal ken, oor en oor en oor en oor, die kinders ken dit, en almal sê dit, where I can go now and go to Innisfree, wherever you want to go. En dan het jy die buiteltjie van Wyk Louw en sulke goed. Maar rondom daai anthology pieces is daar baie dikwels baie keer langer gedigte wat daarom nie opgeneem is nie, of gedigte wat as gevolg van die vooroordeel van die keurder, van die bloemleser, dalk nie opgeneem is nie. Maar daar's baie mense wat wil hê die poësie moet net plesierig wees. Maar as jy gaan kyk na een van die plesierigste van ons digters soos Boerneef, dan gaan jy sien, maar daar is goed wat nie so plesierig is nie, en ons stel die minder plesierige Boerneef aan die woord met Martin, wat gaan voorlees. Boerneef. Jy het met buiten. Wat skiet nie spek. 'n doodgerypte voerman vloek verdiep. Loop met die ding en vra nie. Sit met die ding en klaar. Al sien jy ook die swart ding kom. Leer stil kyk en stil luister en stil praat. Nederig wees en maak oop jou hart. Laat die ruimte en die stilte binnekom. Laat die kleure en die stemme kom. Maar is jy mans genoeg om dit te leer? Is dit te laat? Is dit te laat? Jy nie gebore staat om mans te maak met kroelgoed as dit lyk na lou. Hoe kan 'n sterfling deur 'n boer bytsel tot net die stilte horing voelbaar bly? Hoe tap jy uit die klip? Wie vou klonk toe in sy hand? Wie is die raadopste met homself? 'n boer verpester met sy renons, stilte verpester met sy renons. Wie kan die stilte vashou in sy hand? Hoe tap jy uit die klip? Daar is 'n neiging om Boerneef baie minder ernstig op te neem as wat hy verdien. En dit gebeur met baie digters wie se werk so toeganklik klink en lyk, soos Robert Frost ook. Almal dink dit is 'n
plattelandse oom goedig en hy skryf oor die mooi sneeu en voetpaaie in die sneeu, voetspore in die sneeu en so meer. En net soos Boerneef is daar groot donkerte ook in die verse van Boerneef. Ek wil nog so 2 gedigte. Boerneef het ook die begrip gedig 'n bietjie ondersoek. En dit is wat 'n digter baie deeglik en baie dikwels doen, is om die hele begrip, die hele konsep van die poesie of 'n gedig in die weegskaal te plaas, sodat dit opnuut beskou moet word. Sy eie maatstawwe gee, sy eie manier van bestaan het, en daarom is daar gedurig interaksie tussen die poesie en die ander kunste, en die poesie en ander tekste, gedurig goed wat lyk na, of gebaseer is op die werklikheid, op nuusberigte en so meer. Maar Boerneef, die akademicus, taalkundige, woordeboekmaker, het iets begin in Afrikaans wat gegroei het tot ander dinge. Ons net nou kyk na klipwerk van Wyk Louw ook, wat volks is, maar sonder dat die volk geïdealiseer word, of dat die sekere gedeeltes van die volk verswyg. En dan kom dit uit 'n vreeslike eenvoudige gegewe, soos 'n aangeslaande ruit. Geheimskrif op 'n aangeslaande ruit was kinderspeletjies in kindertyd. Die vingerskrif kon jy verstaan. In later jare staan daar aan die muur en links en regs van jou 'n taal geskryf, volkome Grieks, waarin jy moeisaam spelle, al hoe onthutsender, hoe minder jy verstaan. Hoe diep kan hartseer in jou drinklied lê, veel dieper as die drinklied ooit kan sê, die dopruim klets oor lentes van weleer, 'n dooie patryse stem sing nimmer meer, jou drinkspreuk klink al meer na gekkerny, al binnens monster staan en stotter jy. Daar is verval, daar is oud word, daar is onseker word, die hele selfvertroue ding verloor, en Boerneef het gedurig. Dan besef jy, agter al hierdie flotina, al hierdie musiek op 'n Saterdag aan, jy het man alleen, jy sterf alleen. Boerneef is dat nie so 'n speelse of slegs speelse digter nie. En ons maak nou die fout om oor Boerneef te veralgemeen. Al sy gedigte, al sy bundels, al sy goed wat hy gedoen het, wil mense baie oppervlakkig onder een missie plaas. En dit is baie moeilik met Boerneef, en des te moeiliker met van die 30ers wat dwarsdeur geskryf het, wat 40ers, 50ers, 60ers ook geword het, soos van Wyk Louw. En een van die goed wat ons gedoen het met van Wyk Louw, is om te praat van die heerlikheid. Want baie mense, as hulle dink aan die naam van Wyk Louw, veralgemeen hulle, vereenvoudig, en beskou dit alles as baie ernstige, plegtige gedigte. Hulle vergeet dat van Wyk Louw beskou word as die opstandeling, die leier van die opstandige 30ers in daai jare, en dat hulle werk deur die akademici van destyds, E.C. Pienaar en P.C. Skonees, verwerp is. Dit was te individualisties, het hulle gesê. Maar dan kry jy mens soveel goed in van Wyk Louw, veral hier van nuwe verse af, kry jy die goed wat speelser kan word, experimenteeler, meer verkennend kan wees, meer avant-garde, en dan een van die gunsteling gedigte van my, van Wyk Louw, die duie trek die duie aan, die see leun teen sy strande aan, die eensaam saak, die soek sy voor, die lig wil in die netvlies boor, en als is enkel, als verlang, na heel al en na samehang, en heel die driftige verband, laat stort u oor u glas se rand. Daai paar reels en 'n paar couplette, wat so wonderlik werk, sonder hoofletter, sonder artikel, dit is net hierdie verband soeke van al die goed, van die see, van die saak, van die lig, en alles, en dan laat stort u oor u glas se rand. En dit was van Wyk Louw, wat vir baie digters geleer het om eenvoudig te skryf. Daar was 'n tyd wat die verknotheid, die verknogtheid, die geweefdheid van gedigte in die mode gekom het. Daar moes soveel
lae van betekenis wees, die ui-gedig, soos hulle dit genoem. En Van Wyk het vir ons almal gesê, hy het geleer eenvoudig skryf, want hy het met kinders gewerk, en hy het vir kinders ook geskryf. Hy was baie lank in die opvoedkunde departement by die Universiteit van Kaapstad, en as hy sulke klein goedjies skryf, moet 'n mens soos met Boerdeef nie dink, dit gaan oor koetjies en kalfies nie. Maar dan moet 'n mens ook vra onmiddellik, wat is fout met koetjies en kalfies? Daar is mense wat die poësie wil annexeer tot iets baie ernstigs, belangriks, waar jy altyd 'n stripdas voor nodig het, en gedempte musiek en kerslig in die agtergrond. En poësie is kinderspel, sê Lucebert in Holland, en die 50ers, die eksperimenteles, het ons verlede week in die klas na gekyk. En aan die begin van Nuwe Vers sê 'n spreker. Ek gaan net met Christine se Burlo ook praat van die spreker. Maar 'n spreker sê in die eerste gedig in Nuwe Verse, wat genoem word baie dikwels 'n programgedig of 'n lose gedig of opdraggedig, noem die persoon hom of haarself ek. Nog eenmaal wil ek in die skemeraand weer op ons dorp in Bousdorp staan, weer met my rek op in die donker skiet en luister, en al word ek seer en dof, hoe die klein klippie ver weg in die riet, uit donker in die donker water plof. En dit is Van Wyk se inleiding tot Nuwe Verse, maar as jy kyk na Nuwe Verse, is die sprekers nie altyd Van Wyk nie. Dit is baie duidelik. Party sê Rembrandt, portret van Rembrandt met hoed op, en ander is meer verdraagsaam daarvoor dat jy dit as Van Wyk aan die woord beskou. Maar daar is goed wat eenvoudig dramas is, eenvoudig uitings van 'n gestalte wat nie noodwendig Van Wyk is nie. En die een waarmee ek nou gaan vir Martin weer aan die woord stel, is net weer soos die duie trek die duie aan, die klein couplette. Ons klein en silwerige planeet is ryker as die gode weet. Die koring is 'n heuningsel waaruit die goue aarde wel. Die wingerd is 'n sooigeel bron wat uit die erd prut na die son. Ek sny die brood en drink die wyn en hou my hart van gode rein. Nou winter. Nou lê die aarde nagtelang en weke in die donker stil genade van die reën. En skemerhuise en takke dra niks breek die wit rustigheid om suisenheen. Dis alles ryk en rustig van die swaar geheime wasdom wat sy paaie vind deur warm aarde na elke skeut en blaar. En ver, naby, alles duister binne, in vocht, vrugbaarheid en groot verandering. Tot ons sy helder middag skielik sien, die gras blink en die jong graan teen die hande, en weet dat alle rus die lewe dien. Hoe kom ek dink dat somer ryker is as hierdie groei se stil geheim is? Baie dankie Martin. Ons het nou die vorige vers laat afsluit met ek sny die brood en drink die wyn. En dit kom so na aan die boer se bestaan, die plattelandse bestaan. Dis natuurlijk nou weer mode om brood en wyn te eet. Maar dit is so na aan die godsdienstige ook, né? Aan die ritueel, die nagmaal, bijvoorbeeld. Sny die brood en drink die wyn, maar hou my hart van gode rein. Snap jy? En dan sien ons ook by Van Wyk 'n verkenning van die natuur en van verrassings in die natuur, soos dat die winter iets baie belangriks is. Soos dat daar 'n geheime groei in die tyd van die winter is, wat heilsamer of ryker kan wees as die groei van die somer. En ons sien die tegniek van die 30's wat so natuurlik geword het, as Van Wyk praat van ryk en rustig, dan gebruik hy die alliterasie van die twee dinge met die R, maar ons dink nie gewoonlik aan iets wat ryk is as iets wat rustig is nie. So die digter is, in hierdie geval, die spreker, is besig om die taal ook te verken, sonder dat dit 'n dreunklank kry. Daar was baie kinders wat opgelei is in die skool. Ek moes baie dikwels luister na matrieks se mondeling, sodat hulle vir hierdie mondeling 'n punt kon kry.
En dan sê hulle oor die rivier, hoe donker stroom, hoe lank het ek gewag, hoe lank gedroom, die lem van liefde, maar so dan sê ek op sit, gee van 15. As 120 van hulle wat so verbykom in die middag in die son, en dis 'n klug, dis 'n hele klug. En dan kom die hoof, en hy sê my punt is bietjie laag, dan sit hy dit elkeen met 2 punte op, dis 'n klug. Dan kom Joe de Villiers, die inspekteur, en dan sit hy hulle almal af met 1 punt. So, dit was, om een of ander rede het ek gedink hulle doseer of onderrig die poësie, maar ek kan nie verseker, daar was geen poësie hoegenaamd daarbij betrokken. Niks poëties, niks van die poësie of van die kunste, hoegenaamd daar nie. En toe die 30ers kom, toe sal skielik kuns, toe sal skielik 'n literatuur. Want in 1931 prof J.J. Smit van Stellenbosch, verskriklike belangrike literator, kultuurleier en so meer, het hy gesê, dis jammer, die amptelike taal is nou Afrikaans, want waar gaan ons nou 'n literatuur begin opbou? 5 jaar later toe kom alleenspraak. En die ryke dwaas, alleenspraak, Robert Krik, gebeur hierdie goed, Barsteen, huisgenoot uit sy nate, met hierdie wonderlike verkennende goed. So dit was 'n geheime groei, maar dit was iets met 'n oor, wat baie meer sensitief was, as baie van die vorige goed. Eugène Marais is 'n baie interessante figuur, want as jy kyk na van sy goed, ek het nou sy diepte geweld aangedoen, maar soos wat die kinders dit geweld aandoen, soos die juffrou of meneer dit toelaat, dat dit geweld aangedoen word. Maar as jy kyk na Marais se dwaalstories, dan het jy die fynste oor aan die vertel. As jy kyk na die dans van die reën, byvoorbeeld, iets baie uitmuntends, maar dan telkens verval hy dan ook in die papwiel geluid van die gedigte wat so dreun. Nou Van Wyk Louw het in nuwe verse, daar met uit die donker water plof, het hy ook 'n reeks gebring, maar hy noem dit meer 'n enkel gedig, klipwerk. Hy sit in Holland en hy probeer dink, sê hy in sy rondom eie werk, wat is daar wat belangrik was, wat behoue moet bly uit ons kindertyd in die Karoo, by Sitterland soos hy dit noem het. En hy onthou figure en gevoelens en sensasies en so meer. En hy wou nie gehad het mense moet ooit keuses maak daaruit. Die hele klipwerk moet gepubliseer word. Maar dit is natuurlijk onmoontlik vir so 'n byeenkoms soos ons hier vanmiddag het. Dit is onmoontlik vir die grootverse boek. En daarom het ek gesê net nou, dikwels kan 'n mens goed hier voorstel wat nie terechtkom by 'n ander plek nie. Nou ek het 'n klompie van die gedigte wel uit, of die gedeeltes uit klipwerk wel uitgehaal, en dit bestrek 'n baie breë spektrum, gevoelens, klanke, figure, dramas in klipwerk. Die geel perske en die lange lei speer, ai hoe ek gisterand regeer. Die hout is op en die katel is koud, maandag is die hart weer oud. Die weekend, né? Die wêreld trap vanmôre stof, my mond die proe na beestong, en my gorrelgat die smaak na mof. Die ryp sit teen die drolletjies, die windjie waai in my rugstring op, en my tone aard na dubbeltjies. Gaasgras deur my tone deur, kajens kan die son my braai, hier op die klip, en die klip skeur. Ek dra die blou steen in my hand, hy vat my hart na ander land. Die Here en die heen en weer, nee, dis te veel vir my. Daar kom ouma heilig aan, dis te veel vir my. Ouma heilig, moet net wyk. Ek lees dit weer, die Here en die heen en weer, nee, is te veel vir my. Daar kom ouma heilig aan, dis te veel vir my. So, pastoriemoeders, let op. Goed, dan het ons nie net die rykdom van 'n boerneef en 'n Van Wyk Louw nie, ons het ook mense wat ons, as ons van mense gepraat het, sou kon genoem het, jonger mense, meer onlangse figure, mense wat ook in die jare 60 of daarna gepubliseer het,
en daarom ook goed gelees het van die res van die wêreld, byvoorbeeld Nederland, Amerika, Engeland, Duitsland, vir meer eksperimentele gedigte. En party, soos Antjie Krog in hierdie geval, daar's baie bekende gedigte van haar, dit staan in die gewildste gedigte bundel. Ek weet nie of hierdie een ken van Lady Anne, by die mikrogolfoom. O my susters in kombies en stasiewaans met stywevolle donker brille en hare teen die grys getint. Liggame wat soggens in vleurige leotards, jog en gym en yoga, verbeter klou aan soepelheid en pul. Soos ons by mekaar op oorbrûe verby jaag en stofwolke stop langs sportvelde, aandagtig sit en tyd hou voor musiekkamers, mekaar aan die huil bid op Bybelstudies, wonder ek van watter breed is ons. In die meer doenlose metodiek van beplanning herken ek die waansin van waapak. Die drif waarmee kinders gedryf word tot uithaal en byhou ruik na kamp en kroep. Soos ons op Sanderson linne sit en aai en paai en die mans by ingeboude kroe drink en desperaat praat oor naai, weet ons is die laaste. Die laaste wat kinders teer laat verblond op melk en heuning. Ons is die laaste. Agter ons, onder ons, langs ons, stort met die sagte geluid van as, strukture wat ons soort in stand hou in hulle maai. 'n Magtige gedig. So in die tydgenootlike wêreld en verwysings. Ek sien eintlik daar by die leotards 'n voetnoot. Dis ook ongewoon om 'n voetnoot in 'n gedig te kry. En jy by leotards is die voetnoot wat pas by die voetlose tights, wat pas by die legwarmers, wat pas by die polsband, die kopband. Goed, en dan het sy 'n gedig met die naam Depressie. En toe ons hom hier behandel het, was daar probleme vir baie van die studente om hom te lees, want dit is so afgekap met sinne. Dit kos 'n goeie toneelspeler om dit te doen. Dis vreeslik om jou so te sien. Hoe kry ek jou? Dis vreeslik om. Hoe kry ek jou terug? Kom dit dalk. As ek maar. Had ek liewer. Dis vreeslik om. Kyk, hier staan ek. Ek skeur. Ek probeer skeur. Hoe kry ek my liefde? Hoe kry ek my liefde uit ontoereikendheid? Derms en al. Dis vreeslik om. Hoe kry ek jou? Hoe vry geskeur? Hoe voer ek in jou in? Hoe kom ek tot jou? Ek moet jou. Deur stroom van soveel ligte lieflikheid dat jou ribbes, dat jy daarvan moet straal, dat jy genade aan jou boarms. Ag God, my kind, wees sag. Wees by jouself. Jy's jong. Jy's mooi. Jy deur verlore. 'n aarde wat, Here weet, 'n aarde wat jou 'n lewe lank jou uiteindelik net lief het. Hoe kry ek jou? Dis vreeslik om. Dis vreeslik te sien. Jou so te sien. Baie sterk ook dan. In die donker kant van sielkunde en so meer, dan kom ons by Opperman. En ek beleef nou weer die hele Opperman om een van die rede. En dit is verstommende wonderlike goed, wat 'n mens ook in sy versamelde poësie kry. As die Opperman sou wegneem, soos as jy Antjie Krog of een van die ander sou wegneem, sou die taal soveel armer gewees het. Baie mense praat oor die taal en die waarde en die bydraes tot die taal, en besef nie die hele hart daarvan is die literatuur nie. Daarsonder is dit 'n omgangsgebruiksding, nie waar? Dis in sy literatuur dat sy rykheid setel en blom en iets beteken vir mense in die tyd van 'n slagveld, in die tyd van droewigheid of wat ook al. En baie dikwels in hierdie verse kry jy natuurlik die gelowigheid. Opperman het 'n vers hier. Ek weet ek het gedoen die latere werk van Opperman, maar ek wou ook kontrak insluit. Eer die wêreld ook geskied tot grot en Grammadula. Toe die blaar en riet die arbeiders gestuur. Wortels wat nederig werk, die muur wat stokkies dra en buitelpunt van die rivier. Die droom met dinamiet. En laat aan arbeiders die besonderhede en verdriet. Baie ernstige Opperman, pragtige siening,
'n hele beeld van die buitelpunt van die rivier. En dan gaan Martin dit opvolg met 'n ander soort woord, wet, woord en wederwoord. En die gedig ontstaan dan, ensovoort. Maar ensovoort is bloot dat ek as tussenganger onverstoord dit laat voltrek. Geen verbrouwer. Maar die doel van die gedig wil homself ontdek. Ek, handelaar, hy, sy eie bouwer en Dankie Martin, dit sluit natuurlik aan by wat ons gesê het van die poësie is nie eenvoudig die woorde van 'n skrywer nie, net die gevoelens van die skrywer nie. En hier is daar die idee van die gedig wat homself aan die gang kry, dit is sy proses en die digter help dit gebeur. Is die handlanger nie en die digter is die gedig is sy eie architect, bou homself daarin. En dan later was daar in sulke bundels soos Eiendomsbeperk van Opperman, sulke verskriklike metafisiese goed, maar so eenvoudig gestel. En as daar een groot ding is wat 'n mens vir jong digters sou wil leer, is skryf eenvoudig. Volg die bestes en as jy enigstens dit kan doen, doen dit eenvoudig. Natuurlijk is daar nie handleiding, natuurlijk is daar nie 'n resep vir alle gedigte nie. Maar hierdie ding se naam is te klip om te boom. Klip kan net klip. Sy keel is onderverdeel, tot stomme klippertjies duinend rondneel. Boom kan net boom, word langer en ook swanger tot singende boompies voel om die voorsanger. Maar voorwaar, voor boom kan boom, moet klip eers klip. En klip keel swaar, glo miljoene jaar. Kyk hy komeet, 4,6 miljard jaar, en dan sit ons 'n yskas op. Die donder om. Goed, ons het ook, ek het net gepraat van die poësie, wat nie 'n afseelbare deel is van die literatuur, van die taal nie, en die ander kunste en goed. En soms geluk dit ons, dat daar singbare poësie is, omdat van die sangers se lirieke effek het op en uitmond in die poësie. So Koos Du Plessis, byvoorbeeld 'n baie geliefde figuur in Afrikaans, het 'n klompie gedigte in die Grootverseboek en hy verdien dit en ons het 'n baie lekker middag gehad met die Koos Du Plessis oggend. Vanmiddag gaan ons net 'n paar verse doen. Eintlik gaan Martin al twee van hulle vir ons lees. Die aanslag wat nodig is, sal hy dan vir Koos Du Plessis gee met hierdie twee gedigte. Ek weet nie of daar iets is wat 'n mens moet sê oor Koos Du Plessis as mens nie. Ek dink baie mense weet van sy journalistieke agtergrond, sy tragiese einde, en so meer sy stads. Goed, hier was iemand wat hom geken het laas toe ons dit gedoen het. En die persoon het vertel van hoeveel van 'n loner Koos was. Maar wat hy bygedra het, was iets verskriklik waardevols. En ook nie altyd net die vrolike nie. Dankie Martin. Ek kan miskien net dit byvoeg in die tyd wat Koos Doek by Oggendblad gewerk het, waar hy hoofsap was, het ek so 'n paar maande by The Citizen gewerk. Ek was op dieselfde vloer in die ou persskoolgebou hier in die Kloosstraat in Pretoria Wes. En Oggendblad en The Citizen het 'n tee en 'n koffietafel gedeel. En daar het ek en Koos mekaar so nou na raak geloop. En iemand het my vertel, omdat Koos nou hoofsap was, moes hy blaai opmaak vir sy werk. En in daai stadium was daar groot gesprekke tussen Amerika en Rusland oor die kernoorlog en die kernregimente. En Koos het die blad so opgemaak, die storie was onder, en dan het hy foto's bo gehad. Aan hierdie kant was die foto van die Amerikaanse president, en aan hierdie kant was die foto van die Russiese president, en in die middel 'n kernbom wat ontplof. En Koos het hom so gekyk en gesê, wie dit donder gaan dit raak sien. Wie gaan dit raak sien? Hierdie diepte wat hy met hierdie ding geskep het. Geen leser sou dit ooit raak sien. Goed, Koos Doek, Kinders van die Wind, wat seker sy bekendste is. Dit was ook die temaliedjie van die televisiereeks Phoenix en Key wat PG geskryf het. En dit was danksy, as ek het nie weet, Chris Barnard, wat hierdie liedjie toe daar beland het, wat Lorika, dit het haar ook op haar loopbaan gesit. Ek ken 'n ou liedjie van lewenswel en wee, van lang vergane skepe in die kelders van die see. Die woorde is vergete, doch die deuntjie verhaal, soos
vaag onthoude griepies, baie ou verhaal. Van swerwers sonder rigting, van soekers wat nooit vind. Eindelik was almal maar kinders. Gesigte, drome, name is die liefde verraad. En waarin al die woorde is, sou net 'n kind bewaar. Swerwers sonder rigting, soekers wat nooit vind. Eindelik was almal kinders van die. Wil jy iets sê hier, of moet ek maar aangaan met verligting? Ek sê miskien net hiervandaan sê, 'n mens besef ook hoe goed is Boerneef getoons het. Geweldig baie mense, sodat daar ook die brug is tussen die vers en die musiek. Ja, as ek dit nie mis het nie, is Boerneef seker die digter wat die meeste gedigte geproduseer het. Vermiste mense. Hierdie is vir my 'n besondere werk van Koos Doen. Jou naam kom nooit na vore, nie in grou geregskantore, nie in leerskoolskantore. Jou diepste, verste spore. Ek kan dit nie verduur nie, daar's geen saak nie, geen dossier nie. Jy weet jy's nie hier nie, voel soos dood. Ek bly op soek na lang vermiste mense, maar almal bly my oninhaalbaar voor. Jare skif tot lewens voor die mense. Die hart verloor maar metterde die spoor. Die stad bars uit sy nate. Die rustelose strate sonder jou is leeg, verlate. En ek weet in watter mate ek jou mis. Ons praat soms soos tevore. 'n droom word weer gebore. Maar die wêreld lê verlore in die leege van woorde waar is. Ek soek vergeefs na lang vermiste mense. Op my is onbereikbaar ver. Wat langsaam uitgekring het oor my grense. Nog lokkend, afsydig soos 'n ster. Baie dankie Martin, ons probeer maar soveel as moontlik van die literatuur en die poësie goed inkry wat ons kan. Ons het al baie keer te lank aangegaan op versoek van mense. En dis dit so 'n moeilike saak, nee, daar is soveel wonderlike gedigte in Afrikaans. Een van hierdie paar digters van wie ons keuses gedoen. En dan weet ons in watter mate ons hulle mis, soos Koos Du Plessis sê. Dan is daar aan die ander kant van die spektrum miskien 'n ander Koos. Tussen Koos Boek en Koos Kombuis is daar miskien 'n Koos Boek. Maar dis die soort ding wat Koos Kombuis sou sien en raak sien. Hoewel Koos Du Plessis natuurlijk ook nie onderskat moet word vir sy raak sienings van die stadslewe en die kwesbaarheid van mense. En Koos Kombuis se chauvinistiese junkyard het taamlik aftrek van hierdie vorige keer. En dis 'n doelbewuste eksperiment met die reëls. In hierdie geval is die reëls regtig nie gepas by die dele van 'n sin nie. Die meeste digters skryf ek hou van 'n man wat 'n man kan staan. Ek hou van 'n emmer wat 'n slag kan skop en sulke goed. Die sintaksis hou baie verband met die reël. Nou al hoe meer het digters dit begin eksperimenteel benader en ontgin. En hierdie chauvinistiese junkyard moet 'n mens eintlik sien. Ek kan so maak elke keer as die einde van 'n reël is. 'n Mens kan 'n vrou se karakter voel aan die manier wat sy haar skoene aantrek, as sy fokol, en aan die soort goed wat sy vergeet in jou plek. Krejcikov prins of Chagall, stikkende ketels, dis mal. So baie vrouens het deur na huis gereis en almal die deur oopgelos, wat 'n trek. In 'n rubbish lê, die oral rond, panties, hoë skoene, selfmoordnotas, hoë troustelle en pypeklips, waarmee ons drome probeer vassteek het aan mekaar. Maar gelukkig het alles nou weer bedaar, is net ek self, my pyp, my tikmasjien, my lyf en my versameling gesigte. Wat 'n job om alles te sorteer. Kan vroue nie op een plek bly met al hulle besittings nie? Hoekom gaan hulle so te pieces? Is dit fabrieksfoute of iets met die stelsel van saambly wat verkeerd is?
Ja, hy noem dit 'n chauvinistiese junkyard. Scrapyard. Afvalwerk. Al die goed wat daar lê. Hoekom kan hulle nie net op een plek bly met alle besittings nie? Hoekom gaan hulle so to pieces? En dit is natuurlik 'n baie droewige implikasie, nie waar? Die hele tot niet gaan van die orde, die hele struktuur wat meegee elke keer. En dan het ons die verguisde digter, die Peter Bloem, wat nie baie goed behandel is in die land nie, al het hy van die mooiste gedigte geskryf wat al ooit in Afrikaans bestaan het. Martin gaan nuus uit die binneland doen. Dit behoort een van die groot volksbesittings te wees van Afrikaans. Nou ek weet nie of hy nog voorgeskryf word nie, twyfel, ons het 'n lysie bekyk, ons nou die dag van die paar ou goedjies wat daar is. Maar Bloem is werklik 'n kleinoot in Afrikaans. Ek het 'n klompie gedigte, maar ek dink nuus uit die binneland sal Martin laat gestand doen. Goed, Pieter Bloem, nuus uit die binneland, en ek belei my onkunde, jy kan ook net nou sê, of daar 'n storie is aan hierdie gedig wat hy aan Opperman opgedra het. Miskien as hy Opperman opgedra is daar 'n storie daarvan. Soms in die winter as die reën sag stuif op grasperke, dik en diep soos 'n tapijt, as hy die rotsige bergreeks wegskuif agter 'n misgordyn, as voor die ruitpopliede, eike en kastanjeboom saamvloeien, ons versink in blaargroen blome, terwyl ons oor 'n ou beskaling is. Dan gryp die onwerklikheid ons met die loop van waters wat kalmeer in geesvol grys en sand, die graaskap sy bleek. Soms, najaarsdags, skemertyd, stap ons in 'n stil straat, 'n gewaar deur 'n ou boere, kunstig uitgesny, in vlegtende patroon van druif en blaar, die lig van verre dae. Ons word geslag, soos deur 'n wolk. Die luiderse getik van groen proposie vervang ons ontstoke harte se rustig in 'n kamp. En ons gestalte skoon tot stilde spooke, vernieslaag van die lucht. As die berg so rukkerig waai en tussen ons rondkrap soos 'n stok in 'n diensloop. In die palms blaai nes 'n barbaar in 'n keurige boek. Dan is ons rillend buite alle mure wat ons opstapel in redelike ure met doel en plan. Ruik ons droogte en brand, en gerug van sprinkaan, aardbewing en opbreek. Daardie skroeiende binnelandse lucht. Dan weet ons op watter vasteland ons is. Dankie Martin. Daar was verbintenisse tussen Bloem en 'n figuur soos Opperman. Bloem was 'n vreemdeling in die land, hy het hier gekom toe hy 12 jaar oud was, Duitssprekend, en hier studeer, en verskriklik belesenheid gebring. Die jong ouetjie het verskriklik gelees en baie goed geweet en dit hoorbaar gemaak onder die mense. Hy is nooit op sy bed geval nie. En hy was baie keer baie krities oor goed. En om verskillende redes is hy deur die aanvanklike kritiek nie goed ontvang nie. Selfs van die groot bekende name soos Seun van die Heever het onder skuilnaam in die koerant sy bundel aangeval, sy Steenbok tot Poolsee. En Opperman en Van Wyklou het tot sy redding gekom. Opperman sit hier so op Stellenbosch, dink ek toe nog, en Van Wyklou sit in Holland, en hulle albei sê, maar dit is meesterwerke. Dit is baie wonderlike goed wat ons in hierdie gedigte van Bloem kry. En hy was baie dankbaar, maar hy was nooit korrupteerbaar. Dit het nie beteken hy gaan nou skielik vriendelik wees teenoor almal nie. Hy het met Van Wyklou se Tristia geweldig kritiese briewe geskryf. En vir Opperman ook 'n klomp waarhede toegevoeg. Maar wanneer hy die twee vergelyk, dan sê hy in 'n gedig dat die bonkige Zululander, aan die ander woorde Opperman, vir hom tog groter, belangrik is en meer van Afrika kan weergee, want Bloem kom toe uit Europa. Hy bring vir ons eintlik 'n soort Europese blik, hierdie goed van die graafskap Surrey en so aan.
En daar was baie interessante geskiedenis met Opperman met Bloem. Want met die tyd het sy kop begin akrobatiese dinge doen. En hy was 'n paar keer in verskillende tehuise met sy kop. En hy het begin kaartjies vir mense stuur. En vir Opperman en van Wyklou onder andere. En op die kaartjies was die bewoording altyd, kent gij dat volk? En dan beledig hy die persoon en die volk. En niemand het toe later geweet waar hy is nie, want hulle skryf vir hom, dan is daar 'n posterestante adres in Londen. En hy het by die bank partykeer pos gekry, maar dit was baie moeilik om hom in die hand te kry. Kannemeyer het hom gaan opsoek en op die spoor kom, en dan is daai pragtige boek van Kannemeyer, wat het geword van Peter Bloem. Toe ek by Human Resou aangestel word, soos uitgewer, het ek vir hom geskryf. Ek het nie geweet gaan ek hom bereik met die briewe nie, maar ek skryf vir hom, en ek sê, dit is baie jammer, as so 'n belangrike Afrikaanse digter, niks meer van hom laat hoor nie. Skryf hy nog? Hoe sal hy nie meer skryf? Het ek gesê. Ek het gedink, dit is baie diplomatiese brief. En nie oneerlik of iets van die aard nie, want ek het regtig gedink, hoe kan ons nou sonder die ou sit, hy is in Londen, en ons hoor niks van hom nie, ons kry nie iets in die tydskrifte nie. Toe skryf hy terug, en hy sê, hy is bly om te hoor, Brighton Beach is in die tronk, in Choking, hy is bly om te hoor van Wyklou is dood, want hy was after all 'n verteenwoordiger van die Dutch fascist culture, en so het hy almal net weggestoot van hom af. Hy het vir my geskryf en ook sy kaartjies begin stuur, dat hy 'n lid van die anti-apartheid movement is in Londen, en iemand moet gestuur word, ek dink dit was Brighton, om in die Uppingtonse sand te gaan sit in ballingskap verduur. So, maar 'n mens moet nie verwag dat digters altyd intelligent of goedig of al die ander goed moet wees nie. Die gedigte is waaroor dit gaan. Dis waarmee ons begin het vanmiddag. Is julle al moeg vir gedigte? Is daar iemand wat nog wil voortgaan? Want ek het gedigte hier, dis 'n gedig met die naam Gedigte van Breitenberg, en ons sou daarmee kon afsluit. Die gedig is iets waaroor ek 'n beeld geskryf het, dit was 'n reeks met die naam Leke Taal. En hulle het vir ons gevra, letterkundiges gevra, om telkens iets te sê oor die gedig self. Nie die digter of die bundel of die tydperk of iets van die aard nie, maar die gedig self. En ek vat toe hierdie gedig van Breitens kort gedig met die titel Gedigte en skryf oor sy klank, byvoorbeeld. Want 'n mens is nie altyd gewoond daaraan om te dink aan Breiten as 'n klankdigter nie. En baie van die resensente onderbeklemtoon die idee van die klank. Maar met hierdie gedig met die titel Gedigte kan ons luister. 'n Gerfie erfgoed, werfgesels wanneer die son soos die sang van die swaan in die weste bloederig soeg voor die gloedlose sekelmaan. En jy weet, die swerwer was op laas, hoe godloos ook, met beste voet vorentoe en bewapen met woorde en swaard onbeswaard, ingeruim met die plaas se kilte, maar net nog 'n sterwer teen nagkant se kriekstilte. Baie magtige